Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Gert van Westhuizen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre meneer Breitenbach. Meneer van der Westhuizen. Jennifer borrel vanoggend natuurlik oor Spanje nie, wat in die eindstryd van die wêreldbeker toernooi is. Ek borrel oor iets heeltemal. Ons kan nog vandag daaroor praat en volgende week Peer, maar dan sal ons seker maar moet ophou nie. Wie gaan tydens die laaste wedstryd, as daai laaste wedstryd gespeel die final, wie gaan wen? Nee, ek hoop maar Spanje. Die wêreld. Hoekom gaan die wêreld wen? Dan is die laaste wedstryd. Ag, nee, Peer. Dan begin daar weer nog klomp ander kompetisies hier weer. Die Premier League gaan begin weer en die Champions League begin weer en dit gaan dit hou net nooit op nie, Peer. So swybrand. Ja. Nee, nie so swybrand nie. Behalwe almal weer ondersteun. Nee, presies. Gert, ons begin volgende met 'n tragediese storie. Nee, weet jy, Jennifer, dit is vir my een van die ergste stories van die laaste ruk. Die van die meneer Rigo van der Berg, hy is 51 jaar oud wat in daai gat geval het na die rugby Saterdag. Ek weet net nie hoe kan so iets gebeur in 'n land se hoofstad nie. Dit is 'n geleentheid waar internasionale mense by, want die Amerikaanse ambassadeur was byvoorbeeld daar. Hy sou nou gelukkig nie in die strate hoef te geloop het nie. Maar ek sien sy familie sê hulle wil kyk na regstappe. Ek dink dit moet gedoen word. Die gat was volgens mense nie behoorlik afgesper nie, is 3 tot 4 meter diep. Dis baie diep. Ja. Dis baie donker daar, want ons sien baie plekke in die stad het nie straatligte werk eintlik nie meer nie. Jy weet, en dan het ons 'n afwesige burgemeester wat nie eintlik veel sê nie. Wat net verdwyn as daar sulke krisisse en goeters is. Jy weet, maar dit is net iets verskrikliks wat gebeur. Mense wil net nooit sien dat so iets gebeur nie. Hoekom moet so iets gebeur? En dit is 'n blykbare herstelgat. Ek sien op die artikel 'n gat waar die riolering ook herstel word. So ver onder in die gat is daar 'n betonblaaie en skerp rande op betonpype. En daar's blykbaar 3 mense wat in die gat geval het nie. Maar blykbaar het meneer van der Berg nou met sy kop dalk teen die beton geval en so. Maar dis so 'n tragiese storie. Nee, dis 'n verskriklike tragiese storie. Jy weet, jy gaan kyk rugby, jy's in 'n goeie by jy stap met jou gasthuis toe, hier val jy in 'n gat wat nie behoorlik aangedui word nie en dis donker. Jy weet, ek het vanmôre rare gesig gesien, die tuistraatligte wat werk. Op pad hiernatoe. Ja. Nee, ek sal vir jou gaan wys, ja. Behalwe daar voor my huis is dit pikdonker. Ek loop liewers nie daarna son onder nie, want dan val ek dalk ook in iets, maar regtig nie, dit is verstommend net hoe, jy weet, ek verstaan net nie, dis nou in die aanloop tot die munisipale verkiesing, maar dis net verstommend hoe partye, jy weet net, ja, ek mens moet dalk eerder stil bly, Peer, maar ek weet presies wat jy bedoel. Ek ry gister op 'n plek in Tshwane en ek besef maar dit was nog, die paaie was nog nooit so onversorg nie. Infrastruktuur was nog nooit so bouvallig, stikkend nie. Die verkeersligte was nog nooit so stikkend nie. Nou besef ek, mense veronderstel om vooruit te gaan in tegnologie en in die wêreld en in jou munisipaliteit en tegnologie is daar, dit groei voortdurend. Ons gemeenskappe groei voortdurend. Dis nie dat in Tshwane stagneer nie net nie. Tshwane gaan agteruit. Hy gaan ook nou agteruit. Dit is hoekom party mense sê hier is nou die laaste kans om Tshwane te red, anders volgens in Johannesburg se voetspore, jy weet. En ek is bevrees, daai mense het dalk 'n punt, jy weet, in die party in Tshwane wie se burgemeester Action SA, hulle hou hulle op met allerlei onsinnige politieke speletjies. Jy weet, iemand het gister op netwerk geskryf, jy weet, 'n party wat net ander mense blameer die hele tyd en net sonnebokke soek. Jy moenie vir hom stem nie of vir daai party stem nie, want hy kom nie met planne vorendag en wys hoe hy dinge kan red nie, jy weet, so mense moet maar dink daaroor ook. Rigo van der Berg is ons almal. Sy gesig is ons almal. Ja, dit is ons almal wat net 'n optimistiese, positiewe bydrae tot ons gemeenskap wil doen, ons nasionale span ondersteun, trots is op Suid-Afrika. Geld uit sy sak uithaal om deel te wees van 'n nasionale ervaring en viering van ons trots en dan te nagekom word en hy het op die diepste manier is hy te nagekom. Nee, dis verskriklik, Peer. Nou sien ek nog daar's klomp, sy selfoon het ook verlore geraak, lyk dit vir my. En lyk my daar's klomp selfone ook gesteel by die wedstryd en daar's syndikaate wat glo konsentreer op hierdie stadions en as sulke groot skares byeenkom, nou ja. Jy weet, daar's net nie hoop eintlik, lyk dit vir my meer vir om te gaan rugby kyk en ongeskonde daarvan af te kom. Dis hartseer. Maar Gert, dan beweeg ons aan na ons volgende storie toe. Dit is juist oor Pretoria. Ja, dis juist oor Tshwane. Dit gaan oor Mettler, dit gaan oor die chaotiese verkiesing van laas donderdag in die raad. En dit lyk vir my die DA gaan voet neersit. Ja, die DA het nou voet neergesit. Hulle het 'n dringende hofaansoek gevra. Hulle wil hê die vergadering moet tersyde gestel word.
as dit nie gebeur nie, moet die telling aanvaar word van die eerste stemming wat ten gunste van Mettler was. Solidariteit gaan ook hof toe met 'n dringende aansoek. Hulle steun Mettler want Mettler is 'n lid van Solidariteit. So daar's nou 2 hofsaake wat wag. Solidariteitsin word aangehoor op die 28ste Julie. Die DA het gesê hulle behoort binne 'n week of 2 te hoor. Jy weet, die storie oor die verkiesing is nou wel bekend. Die stadsraad was in reses. So daar was klomp DA-lede wat op verlof was. Hulle toe hulle by die vergadering aankom was daar nog nie 'n agenda nie. Toe hulle na 'n uur of wat 'n agenda kry, toe sien hulle maar dit gaan oor Mettler gaan, toe laat hulle kom hulle die mense terug wat op verlof was. En 13 dink ek het teruggekom en gestem. En toe is dit ten gunste van Mettler, toe besluit die speaker, seker een van die mees onbevoegde speakers wat ek al in my lewe gesien het, besluit toe, nee, maar daai stemme word sommer net afgetrek. So die DA beweer is ongrondwetlik, Solidariteit het ook 'n probleem daarmee. Intussen tyd is daar nou weer 'n nuwe stadsbestuurder aangewys. Dit gaan nie net ook oor hom nie, dit gaan oor Gareth Menisi, die hoof finansiële beampte wat voor die Madlanga kommissie genoem is. Jy weet, en nou maak hulle asof hulle het nou ook gestem oor hom. Hulle gaan hom nou nie so erg optree teen hom nie, want dit is nou nie so erg volgens die oortreding is nou nie so erg volgens hulle nie. Jy weet, ek wens net mense wil begin om te dink aan bestuur die stad eerder as om onsinnige politieke speletjies te speel. Nou is Michael Beaumont van Action SA ons leer bring die BA se burgemeesterskandidaat ook aan mekaar, want Beaumont was nie by die vergadering nie. Nou beweer hy die DA, dis die DA se skuld dat Mettler nou geskort is, want die DA moes opgedaag het. Nou sê Cele tereg, jy weet, jy kan nie brandstig en brandweerman wees nie. Hy sê want Action SA het gemaak dat hierdie koalisie wat nou regeer aan bewind kom. So hulle moet skuld dra daarvoor. Jy weet, dit is net 'n onverkwikkelike situasie en 'n mens wens nie daar kan iets gebeur dat mense tog net groot word vir 'n slag. Ek dink daai is mooi gesê dat mense groot word en hulle werk doen. Doen net jou werk. Ja. Die munisipaliteit is besig om te verval in absolute chaos. Niks werk omtrent nie en dit is in die groot stede. Dan praat ons van die platteland nie. So hou op met klomp nonsens en ons stel daar nie meer belang nie. Doen jou werk. Ja, doen jou werk. Kyk net maar vir Helen, ek sien sy het weer daar hoog van 'n gebou afgehang nou die dag om te wys hoe geboue gekaap word. Kyk, sy doen goed wat ek nou nie bietjie te bang is om te doen. Ek gaan nou nie daar in 'n gebou hang. En aan 'n venster klop en sê maak gou vir my oop. Ek wil kyk of die gebou gekaap is. Maar nou ja. Ten minste is al lig op die onderwerp. Ja, ten minste werp sy lig op die onderwerp. Gert, dan polisie stel taakspan aan om moord op March and March leier te ondersoek. Ja, 'n March and March leier van Johannesburg hier in Greenfield, meneer Zomkaka is doodgeskiet. Hy het 'n paar dae later in die hospitaal beswyk aan sy wonde, so hy's dit laat nou spanning weer hoog loop want March and March sê baie van hulle leiers word gedreig met geweld. Die polisie het nou multidissiplinêre taakspan aangewys om die saak te ondersoek. Hulle sê die mense moet so gou moontlik aan die kaak gebring word want dit lei tot groot spanning in die gemeenskappe en die polisie het ook nou weer 'n waarskuwing gerig dat mense nie ander mense op straat kan voorkeer en kan aandring op hulle identiteitsdokumente en hulle sê julle is onwettige immigrante, julle moet uit die land uit. En niemand het daai mag om dit te doen nie. En ek sien daar's ook 5 mense ergens in hegtenis geneem waar dit gedoen word. Dis goed dat sulke mense ook in hegtenis geneem word. Maar ons het nou al voorspel hierdie March and March situasie gaan op baie spanning afgee. Hulle wil nou elke donderdag optog hou. Hulle het nou weer gesê na hierdie moord moet hulle nou elke donderdag optog hou en jy weet ek dink nie ons land het dit regtig nou nodig in die stadium. Ons land het verdraagsaamheid. Ons het verdraagsaamheid nodig. Ons het nie nodig om baie geld uit te gee op gemors nie soos Guyton McKenzie wat hoeveel miljoene gespandeer op die wêreldbeker trip en jy weet en dan sit daar sportspanne wat nie internasionaal kan deelneem want hulle het nie geld nie. Die kunste word verskriklik verwaarloos. Kunstefeeste wat nie hulle begroting kry. Wat sal die kunste kan doen met 30 miljoen rand? Alala. Maar nou ja. Gert, dan moet ons praat oor die oorlog in die Oekraïne. Nes 'n mens dink ander dele in die wêreld se oorlog is groter. Dan kom ons terug na hierdie oorlog toe wat nou vir hoeveel jaar al aan die gang is? Sedert 2022, dis nou al wat is dit nou 2026, so hy gaan nou vir sy 5de jaar. Februarie, ja. Februarie 2022. Hy gaan nou vir sy 5de jaar. Nou die menseregte moniteringsmissie van die VN in die Oekraïne het gesê ten minste 293 burgerlikes is in Junie doodgemaak. Dit beteken daar's nou al vanjaar bykans 1400 burgerlikes dood. Dis 37% meer as dieselfde periode verlede jaar. Dis baie nie want Rusland konsentreer nou net in Gaza. Die geval is word daar gekonsentreer op burgerlikes. Dis die vieslike sy van oorlog. Maar nou moet 'n mens net dink nie, hoeveel mense word per dag in Suid-Afrika vermoor? 70? Maal 70 met hoeveel
dae het ons nou al gehad met 100 dae sê nou maar. Ja, wel amper 200 dae, ja. Ja, dan kyk jy hoeveel mense word in Suid-Afrika vermoor en besef jy ook wat 'n krisis ons het met kriminaliteit en misdadigheid en allerlei goeters nie. Maar nou ja, dit is verskriklik vir die mense van Oekraïne want daar die oorlog beteken ook dat infrastruktuur verwoes word, jy weet jou energiebronne word verwoes, jou lewensbestaan word al hoe erger en akliger gemaak elke dag met missiele wat daar val en Oekraïne het nou ook al gepleit by Europese lande om te help om daai missiele van die Russe af te weer. Ja. Gert, ons praat nou oor Oekraïne en die 14.000 mense wat nie weg van 14.000 mense wat oorlede is nie, maar dan kom ons terug na Sudan toe. Wat aansienlik meer as die 14.000 is en glad nie genoeg aandag geniet in die media wat deur in daai lande deurgaan nie. En mens moet dit ook in gedagte hou dat daar soveel oorloë is op die oomblik aan die gang. Ja, dis verskriklik Jennifer en jy weet plekke wat toeganklik is soos die Oekraïne, daar's maklik om daaroor verslag te doen. Plekke wat toeganklik is soos Israel miskien of Iran. Maar Sudan is so ontoeganklik. Ek weet nie of iemand regtig weet hoeveel mense daar al dood is nie. Dis een van die grootste ontheemdingskrisisse in die wêreld. Want hoeveel miljoene mense is nie nou haweloos gelaat deur die oorlog? Waar gaan hulle heen? Wat word van hulle? Is dit nog vlugtelingkampe waar nog mense siek word, waar nog mense doodgaan? Dit is net 'n verskriklike bose kringloop. Ja, verseker. Ons bly in Europa, die hittegolf eis meer as 10.000 lewens. Ja, daar's 10.000 lewens wat hulle sê, jy weet, dis buite normale sterftesyfers en dit word gereken as 9.000 mense wat dood is, meer as 9.000 en van die meeste van hulle is 65 jaar en ouer. Maar daar's wetenskaplikes wat nou sê hierdie hittegolf sou nie gebeur het sonder aardverwarming nie. Jy weet in Brittanje is dit lyk my temperature van 35 grade en 37 grade glad nie meer vreemd nie. Ek meen wanneer laas was dit so warm hier by ons gewees? En dis warm, 37 Dis baie warm, Jennifer. Dis baie warm, jy weet. En dit is nie net daarson nie, dis oral oor Europa. Ek sien ook daarso op 'n ander storie wat mense nou beklei oor moet jy nou ligverkoeling installeer want Europa was altyd baie groen wat ligverkoeling betref. Hulle sê dit is nie groen as jy oral ligverkoeling installeer nie. In Amerika is daar natuurlik oral ligverkoeling. Hier by ons is ook nogal taamlik baie ligverkoeling. So daar's nou 'n kultuuroorlog sê hulle oor of jy dit moet installeer of nie, maar ek weet nie as dit nou mense lewens kan spaar, weet ek nou nie, maar nou dra dit by tot aardverwarming, so mens kan eintlik nie wen nie. Ja, ons het daai spiraaltjie al so doodlyntjie al lankal oorgesteek, so ons gaan maar net aanhou daar. Ja, nee, ons hou maar net aan, jy weet. Ek dink ons is regtig maar besig om om ons aarde nie baie goed te behandel. En dan Gert, is hier 'n artikel waar jy wil gesels oor wat net weer eens my punt staaf dat sportspelers nie veronderstel is om soveel geld te verdien nie. Ja, Pierre, maar hierdie storie is nou spesiaal vir jou. Nou moet jy net in ag neem, dit gaan oor Lionel Messi van Argentinië. Hy het nou 47% van die tyd wat hy nou in die Wêreldbeker op die veld deurgebring het, geloop. Geloop, ja. Maar hy kry net die helfte van sy salaris met ander woorde dan. Ja. Maar nou ja, hy hardloop ten minste of beweeg ten minste vir so 8 km 'n wedstryd nie. Dis nogal baie. In 90 minute om 8 km rond te hardloop. Hy hardloop ook nog nie meer so vinnig. Hy het nie meer so baie sprints nie. Ja. Maar hy het nog steeds baie doele aangeteken. Pierre, hy's nog onder die top doelskieters. So, weet jy wat dit my beïndruk van die storie? Kyk, as jy dink hy loop eintlik nou 47% en sy getalle het nog ons afgaan. Maar sy vaardighede moet ongelooflik wees vir hom om nog steeds gelyk. Ek dink hy's gelyk eers op hierdie stadium saam met Mbappé op die staan meeste doele aangeteken het. So ten spyte van die feit dat hy ou 47% van die tyd loop, kry nog steeds reg om meeste doele aan te teken in die Wêreldbeker. So mens met respek het vir sy vaardighede. Jy moet maat sê wat vir die bal pas. Dis goeie bestuur van jou fisieke toestand, Pierre. Miskien het ons almal 'n lesie daardeur te leer. Ons hoef nie oral heen te hardloop nie, ons kan soms bietjie stap. Dis ons Haaland nou die dag. Hy lyk of hy regtig daar op 'n strand uitstap is. Skielik kom die bal en teken hy 'n doel aan. Jy weet, dit is hoe goed daai mense is nie. Dit is hoe goed daai mense is, Gert, verseker. En hulle verdien baie geld, Pierre. Dis my. Gert, en dan sluit ons af met 'n malprys. Jennifer, ryk mense, hierdie superrykes in die wêreld, dit kry nou vir my onder. Gas, 'n enorme T-Rex fossiel wat na raming 67 miljoen jaar oud is, nogal 'n bietjie oud nie. Is Dinsdag aand op 'n veiling in New York vir meer as $50 miljoen verkoop. Nou ek weet nie, jy moet in elk geval 'n hengske huis hê om gas behoorlik ten toon te stel. Want jy gaan hom nou nie daar in jou motorhuis kan indruk nie. Daar is by die voordeur, by die voorportaal, daar waar mense net so 'n tafeltjie het vir die sleutels. Ja, vir die sleutels gaan jy nou vir gas sit. Maar nou ja, maar die probleem daarmee, Pierre, is wetenskaplikes kry nou nie meer toegang tot hierdie fossiele nie.
Want die ryk mense koop dit en hou dit in privaat besit, so wetenskaplikes kan dit nie bestudeer nie. En dis nogal 'n groot probleem nie. Dit gebeur met baie kunswerke en goed ook wat rykes koop, gesogte bekende kunswerke wat ikonies is en dan word dit weggesteek in privaat versamelings, gewone mense kan dit nie sien nie. Ek kan nie sê die rykes koop die duurste Hilux, daarom kan ek hom nie kry nie. Nee, maar Ek kan Hilux nie is die nie 'n T-Rex fossiel nie. Ek kan nie die duurste Hilux bekostig nie. Jy moet nie nou 'n Hilux bestudeer, jy wil eerder die T-Rex bestudeer. As jy 'n T-Rex kan bekostig, koop die ding. Nee, Gert, ek saam met jou daar. Daar's 'n miljoen Hiluxes. Daar's net een T-Rex. Daar's net een T-Rex. Jy weet in Mongolië en Brasilië behoort fossiele aan die staat. Dis hoe dit hoort. Dit behoort aan die staat en dit na 'n museum toe gevat word. Want dit behoort aan die mense. Is dit sosialistiese state? Nee, maar Gert, ek stem saam met jou Ja, ja. hierso. almal kan 'n Hilux, mense kan Hilux koop, nes hulle wil Jaguars allerhande goed, maar hulle moet net nie fossiele uitlos weer. Dis hy. Soos ons. Wat belees soos ons? Ekskuus, jammer. Wat nou? Volgende storie. Dis die einde, dis die laaste storie Peer. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dis 'n plesier Jennifer. En sterkte vir jou span Saterdag aand. Baie dankie. En hooplik sal die man van Spurs julle weer uithelp. met Baie 'n doel dankie of Gert. twee. Dankie vir wat jou span ook doen. Dis dan Gert van die Wesduis en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.